Die ANC is besig om die konflik met die VSA te eskaleer om dit van hulle kant af in 'n volskaalse handelsoorlog te laat ontaard. Hulle hou voet by stuk om eerder antagonisties te wees teenoor Donald Trump na sy uitsprake en uitvoerende bevel, eerder as om hul hand in eie boesem te steek en te besef dat hierdie 'n konsekwensie van hul eie burgerregtelike vergrype teenoor blankes in Suid-Afrika is. Aan die ander kant het minister van Mineraal en Petroleumhulpbronne, Gwede Mantashe, reeds voor die uitvoerende bevel gedreig om minerale van die VSA te weerhou, maar het later uitvoering op sy dreigemente gegee deur die Afrika Minerale Beleggingskonferensie ander lande by te probeer oortuig om ook hul minerale van die VSA te weerhou. Dit is belangrik om in ag te neem dat die VSA nog geen sanksies teenoor Suid-Afrika ingestel het nie, slegs hulp begin weerhou het. Die ANC se plan hier is om juis van Suid-Afrika se kant af hierdie wrywing tot op die punt van sanksies af te stuur. Mantashe het geen idee hoe erg hierdie aksies gaan terugkom om hom en die ANC te byt nie, maar ons sal dit in hierdie video breedvoerig verduidelik en bespreek. Aan die ander kant het Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, soos berig op Petser in reaksie op Elon Musk gevraag waarom Ramaphosa vir Malema en Mzitama toelaat om moord op blankes aan te hits, gereageer dat Suid-Afrika sy eie wetlike prosesse het om met aanhitsing te handel. Hy het gedink hy het hier vir Elon in skaakmat gesit, maar al wat hy werklik vir die wêreld gewys het, is dat daardie wetlike stelsels in elk geval geen belang daarby het om mense soos Malema te vervolg nie, en dus maak hy juis Elon se punt vir hom. Hierdie wetlike stelsel is juis daar om mense soos Malema te beskerm. In hierdie video sal ons al die jongste verwikkelinge rakende die konflik tussen Suid-Afrika en Amerika in diepte bespreek en analiseer. Goeiemôre liewe vriende, Willem Petser wat met u praat en dit is nou die 10de Februarie 2025. Volg en subscribe op ons kanaal vir meer video's wat u ingelig hou oor sake wat in ons eie belang is en sluit aan op ons WhatsApp groep om deurlopend ingelig te bly van die werk wat die Willem Petser groep doen, deur slegs u naam en van te boodskap na die nommer wat verskyn tans op die skerm. As hulle nie vir ons geld gee nie, moet ons ook nie vir hulle minerale gee nie. Ons is nie bedelaars nie. So sê Gwede Mantashe by die Afrika Mynbou in Daba, waar hy met meeste van die mynbouleiersfigure in Afrika praat. Die ironie van sy standpunt is dat die VSA betaal vir die minerale wat hulle invoer en dit juis baie goed vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is. Die sogenaamde hulp wat Trump onttrek het, was gratis geld wat nie in ruil vir enige produk of diens gegee is nie. Dis is hulle per definisie bedelaars. Mantashe beklemtoon verder dat Afrika 'n oorvloed van die belangrikste minerale wat noodsaaklik is vir die wêreldwye energieoorgang insluitende koper, mangaan, kobalt, platinumgroepmateriale, krom, lithium, uraan, goud en ander seldsame aardmetale. Mantashe se dreigement wys hoe die vasteland hierdie hulpbronne as hefboom in globale handel kan gebruik, veral na mate die aanvraag vir hierdie minerale drasties begin toeneem. Wat egter ook ironies van hierdie dreigement is dat Afrika glad nie oor die nywerheidsontwikkeling beskik om enige van hierdie minerale enigsins te gebruik nie. Die enigste manier vir Afrika om geld uit hierdie minerale te maak is juis om dit aan ontwikkelende lande te verkoop. Dus gaan Suid-Afrika baie seerder hieruit kry as wat Amerika sou kry as mens slegs na geld kyk. Dit gaan wel vir Amerika ook baie seer maak indien Suid-Afrika minerale van hom af weerhou. Maar so 'n geweldig aggressiewe skuif kan verwag word om 'n ewe aggressiewe skuif van Trump af terug te kry. Suid-Afrika is een van die wêreld se voorste uitvoerders van minerale na die Verenigde State met 'n verskeidenheid kritieke minerale wat in verskeie nywerhede gebruik word. In 2021 het die VSA byna 100% van hul krom uit Suid-Afrika uit ingevoer, sowel as meer as 25% van hul mangaan, titaan en platinum. Krom word hoofsaaklik gebruik in die vervaardiging van vlekvrye staal en ander legerings om korrosiebestanddheid en hardheid te verbeter. Dit word ook gebruik in die chemiese industrie vir die vervaardiging van pigmente en galvanisering. Sonder krom sal die Amerikaanse staal, voertuig en selfs militêre industrie geknak word. Suid-Afrika beskik oor nagenoeg 82% van die wêreld se kroomreserwes.
Mangaan aan die ander kant is 'n sleutelkomponent in staalproduksie, waar dit gebruik word om sterkte en taaiheid te verhoog. Dit word ook gebruik in batterye, veral in die vervaardiging van droogselle en lithium-ioon batterye. Hierdie mineraal is uiters noodsaaklik vir die elektriese voertuigindustrie en enige ander industrie wat groot lithium-ioon batterye gebruik. Suid-Afrika sit met tussen 75 en 80% van die wêreld se geïdentifiseerde mangaanreserwes. Titaan is nou weer bekend vir sy hoë sterkte tot gewigverhouding en korrosiebestandheid. Dit word gebruik in die lugvaart en ruimtevaartnywerhede vir vliegtuigonderdele, sowel as in die mediese toepassing soos implantings en die vervaardiging van verf, plastiek en papier as 'n wit pigment in titaniumdioksied. Nog 'n mineraal waarsonder die Amerikaanse militêre industrie nie kan klaarkom nie. Platinum word gebruik in katalitiese omsetters in voertuie om skadelike uitlaatgasse te verminder, wat wetlik is in meeste lande dat dit nodig is vir 'n kar om so 'n katalitiese omsetter in te hê, en dit het ook toepassings in juweliersware soos wat jy elkeen weet, elektronika en as 'n katalisator in verskeie chemiese prosesse. Dit is 'n uiters belangrike geleier wat spesifiek saam met goud gebruik word in meeste rekenaarkomponente. Suid-Afrika het 88% van die wêreld se platinumreserwes. Hierdie minerale wat ek genoem het, is die mees noodsaaklike minerale wat die FSA by Suid-Afrika moet koop, omdat daar eenvoudig nie genoeg daarvan in die res van die wêreld ontgin word om die FSA se behoefte daartoe te bevredig nie. So, as Suid-Afrika besluit om hierdie spesifieke minerale van die FSA te weerhou en slegs aan byvoorbeeld China te verkoop, sal dit 'n baie groot deel van die FSA se nywerheidssektor nie net baie skade aandoen nie, maar heeltemal breek. Onder hierdie nywerhede is natuurlik die militêre nywerhede waarsonder die FSA se weermag nie kan klaarkom nie. Maar, en hierdie is 'n baie belangrike maar, wat het Mantashe gedink gaan gebeur wanneer hy sulke aggressiewe skuwe maak teen die wêreld se grootste ekonomie, wat ook toevallig die bes toegeruste weermag met die meeste oorlogondervinding in die wêreld besit? U sien, daar is twee maniere in hierdie lewe om enige produk te bekom. Jy moet of die prys van goud betaal, of die prys van staal. Tot dusver het die Amerikaners met graagte die prys van goud betaal, want dit was in almal se belange. Maar wat het die ANC gedink gaan die FSA doen wanneer hy gedwing word om die prys van staal te begin betaal vir hierdie produkte? Dit is geen geheim dat die FSA genadeloos optree teen enige land wat sy belange op die globale skaal skade aanrig nie. Die FSA was 'n groot bondgenoot van die ou Suid-Afrikaanse regering ten tye die Koue Oorlog, toe die bedreiging van kommunisme nog groot was vir die FSA se belange. Met die val van die VSSR in Rusland in 1991 het die FSA handomkeer omgeswaai en die ANC skielik begin steun. Dit was met dat die vorige regering uiteindelik tot oorgawe gedwing is in 1992 met die gedwonge referendum. Waarom het die FSA dit gedoen? Dit was verseker nie as gevolg van apartheid of menseregte of enige van die emotiewe kwessies wat hulle as front voorgehou het in daardie jare nie. Nee, inteendeel, dit was eenvoudig as gevolg van die FSA se monetêre belange. U sien, die vorige regering het 'n grootliks proteksionistiese ideologiese bestel gehad. Dit beteken dat hul ekonomiese beleid nie werklik vrye markbeginsels veral in terme van internasionale handel gesteun het nie, maar eerder so opgestel is om ten beste bate van die land se eie mense en eie ekonomie te wees. Dit beteken die FSA en ander lande kon nie so maklik Suid-Afrika se minerale teen spot goedkoop in die hande gekry het soos wat hulle tot op hede gedoen het nie. Hulle moes baie meer betaal daarvoor. En aan die ander kant het Suid-Afrika 'n ongelooflike goed ontwikkelde nywerheidssektor gehad, wat ons weet vandag meerendeels ten gronde gegaan het as gevolg van die ANC. Die land het baie minder roumateriale soos byvoorbeeld ertse uitgevoer, maar het eerder produkte soos staal self uit hul eie erts vervaardig by Yskor. Yskor het op daardie stadium vir US Steel geweldig opdraande gegee op die wêreldmarkte, maar vandag is Yskor totaal en al ten gronde gedryf deur die ANC se onbevoegdheid en korrupsie.
Hierdie aspekte is juis die rede waarom die rand op 'n tyd aansienlik sterker as die Amerikaanse dollar was. Amerika het op daardie stadium besef dat die ANC se onbevoegdheid vir hulle die gulde geleentheid sou gee om van die kompetisie wat hulle in die ou Suid-Afrika gehad het ontslae te raak en terselfdertyd ook vir hulle die geleentheid te skep om hul hande op die minerale rykdom te kry wat hulle benodig in Suid-Afrika. Tot en met onlangs toe was die ANC nog 'n gewillige skoothondjie vir die FSA wat vir hulle alles gegee het wat hulle kort gekom het en dit is ook die hoofrede dat die FSA tot onlangs so niks gedoen het aan die menseregte vergrypinge in Suid-Afrika nie. Selfs ten spyte van die feit dat die argument gemaak kan word dat die huidige regering se menseregte vergrype op papier en wetlik erger maatreëls teenoor blankes het as wat apartheid ooit teenoor swart mense gemaak het. So wat het verander? Die waarheid is dat dit buite ons beheer was. Die ANC het tot dusver nog neutraal probeer speel tussen die ooste en die weste, maar die masker het begin glip toe hulle 'n proxy van Iran geword het, nadat Iran vir die party geld gegee het om hul uit bankrotskap te red. Daarna het Suid-Afrika die fout begaan om die land wat die meeste invloed in Amerika het, Israel, 'n vyand van te maak. Verder het die ANC ook baie nader aan Rusland begin beweeg en al hoe meer uitsprake teen die weste begin maak. Die klomp nie-denkendes in die hoofstroom media dink hulle kan nog vir Trump oortuig dat sy feite verkeerd is rakende blankes in Suid-Afrika, alhoewel ons almal weet dit is nie. Hulle kan egter nie die groter prentjie hier raak sien nie. Amerika as 'n geheel voel 'n veer oor demokrasie en oor menseregte. Dit is maar net 'n front wat gebruik word om lande wat buite hul belange optree te slaan. Hulle gaan verseker nie nou van gedagte verander, omdat een of ander linkse agter 'n sleutelbord sit en hulle probeer anders oortuig nie. Nou, hoewel dit wat ons tot op hierdie punt gebring het, wel totaal buite ons beheer was, is hierdie die beste geleentheid vir ons om ons eie posisie in Suid-Afrika te verbeter. Ons het nog nooit so 'n goeie posisie gehad nie. Indien ons die FSA se huidige narratief soveel as moontlik kan onderskryf en vir die hele wêreld kan wys dat ons saam met Trump staan in sy aksie teen die ANC, gee dit vir die FSA op die openbare verhoudinge veld net soveel meer slaankrag om die ANC in 'n hoek te druk. Dit gaan ook die mense op grondvlak, nie net in Amerika nie, maar ook in die totale westerse wêreld heen oortuig om ons saak te ondersteun. Hierdie is net die begin. Dinge gaan nog baie erger word vir die ANC en die ANC gaan nog meer en meer foute maak wat hulself in die voet skiet. Dit is juis daarom dat dit nou so noodsaaklik is vir ons om daardie demonstrasie by die Amerikaanse ambassade te hou die 15de Februarie. Ons kom bymekaar die 15de Februarie by die Amerikaanse ambassade se hoofhek op die hoek van Orientstraat en Pretoriastraat, soos ek gesê het, 7 uur die oggend, en ons gaan 'n memorandum daar oorhandig wat opgestel is deur Prof Andries Raad, wat 'n samestelling van die meer as 140 rassewette teen blanke Suid-Afrikaners gaan wees, sowel as al die amptelike statistieke oor plaasmoorde en ander aanvalle teenoor blankes in Suid-Afrika. Donald Trump het juis gevra dat dit nodig is om hierdie inligting aan hom te verskaf en dat hulle nog besig is met 'n ondersoek oor hierdie kwessie. Wat vir my geweldig ontstel het van organisasies soos byvoorbeeld Solidariteit en AfriForum se standpunt waar hulle byvoorbeeld Trump se vlugtelingstatus van blanke Suid-Afrikaners op 'n manier sommer weggeklap het, is nie omdat ek dink dat ons almal Amerika toe moet vlug nie. Nee, ek stem saam dat ons hier in Suid-Afrika moet bly en veg vir ons land, want dit is na alles ons land. Dit is net asof AfriForum en Solidariteit net glad nie die groter prentjie van kan verstaan dat hierdie is meer 'n propagandaoorlog as enige iets anders nie. En die uitsprake wat hulle maak, gee net ongelooflike goeie propaganda vir die linkse media en almal wat teen hierdie besluite van Trump is. Daarom moet ons vir die wêreld wys dat ons ondersteun vir Trump, want die propaganda wat tans in die wêreld ingestuur word deur die media met behulp van die standpunte wat ingeneem word deur Solidariteit en AfriForum is besig om ons 'n geweldige groot knou toe te dien in hierdie land. Ek dink nie dat AfriForum en Solidariteit besef hoeveel skade hulle maak deur hierdie propaganda vir die vyand te gee op 'n
skinkbord so soet koek nie. Hulle is besig om te maak dat ons nie hierdie propagandaoorlog wen wat Amerika begin het teen Suid-Afrika nie. In elk geval, liewe vriende, ek hoop u kan nou uit hierdie feite uit oortuig word om ons te ondersteun op die 15de Februarie en daarso op te daag 7:00 die oggend, sodat ons hierdie memorandum kan oorhandig en 'n demonstrasie kan maak wat wêreldwyd gesien gaan word omdat daar so baie mense daarso is. Ons het ook 'n petisielys opgestel wat nou al deur meer as 100 000 mense geteken is wat sê dat ons ondersteun Trump se skuwe wat hy gemaak het teen Suid-Afrika. As jy nog nie hierdie petisie geteken het nie, die skakel is in die kommentare hieronder, teken hom gerus. Onthou om op hierdie kanaal te volg en te subscribe vir meer video's in die eie belang en onthou om op die Willem Petscher groep se WhatsApp te klim, sodat jy al die inligting ontvang oor die werk waarmee ons besig is, naam en van na die nommer op die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.